En welkom by nog 'n Kyoto oggend weer. Filipine. Seer. Kite. My kite so eiken. Gister se naam Fushimi, kan ek nie onthou nie. Het ons gebreek met die 5000 Torii Gates. Vandag gaan ons na World War II atomic bomb site toe. So ons nog excited daarvoor vir 'n anderste soort avontuur. Maar vir nou, eers stoksie na leen by die treinstasie om ons trein te kry. Al die pad Hiroshima toe. Vanoggend support ons maar bietjie 7-Eleven en nie Family Mart nie. Snackies vir ons train journey wat voor lê. Japan toets ons nou weer vanoggend met sy trappies. Ek wil nie meer trappies klim nie. Shingansen. Escalator. Dit voel ons nou baie beter met 'n ou escalatorkie, hoor. So daai. En daar is dit. So nou weet ons at least waar om te gaan. Kyk, hier's 'n aapie. Aapie is 'n bietjie siek. Sy begin snotneus ontwikkel gister en sy voel nie baie lekker. Ek sê wil by die huis bly, sy nee, sy wil saam. Sy ons altyd kan by die huis bly, sy nee, sy wil saamkom, ek kan by die huis bly. Raak almal weird omdat ek afneem 13. 13 on. Waar gaan jy? Jy weet nie waar om te gaan nie. Ek gaan na 'n plekie toe waar dit veilig is om stil te staan en dan uitfigure word. Petbottel. Dis 'n plastiekbottel. 'n Petbottel is 'n plastiekbottel. Okay, ons moet nou gaan uitfigure wat vir ons volgende trein en dan vat ons dit van daar af. Goed. Ons is op die tracks. Kyk daar. Ons gaan nou gegaan na 'n ander stasie toe hop. Miyajima Station. En dan van daar af vat ons 'n ferry na 'n eiland toe. 'n ferry. Dis koud. Dis koud. Dis bietjie koud. Lekker in Hiroshima. Good grief, het ek nou gesukkel. Alles ruik soos vis. Soos naby die see. Dis 'n pad na die port toe. Ons port. Sodat ons Miyajima Island toe kan gaan. Okay, ons moet nou eers uitfigure hoe om ons tax te betaal om op die eiland te kan kom. Want ons paas kry ons op die eiland, maar ons moet nog tax betaal. En daar is die eiland te broer. Jurassic Park. Great. As jy reg om pandas te sien. Okay. Daar's nie pandas nie. Ons maak dit net. Super great. Nog trappies. Soos altyd. Bene sukkel. Werk nie meer nie. En daar is Miyajima Island en ons gaan soontoe. Nou daai Torii Gate wat daar in die water is nie. Dit is ons. Baie mooi.
As jy so sit jy op die edge. Dit ons kan kyk hoe ons nader kom. Sodat ek kan sien hoe my geld spandeer word en ek nie net in iets vaskyk soos 'n muur. Maar dat ek actually my avontuur kan experience. Freaking opgestopte wors. Hier is nogal lank, hoor. Laat ons op die trein geklim vanoggend, 7 uur. 7 tot. So 2,5 ure rolweg. Net om hier op te kom. Lekker. Dit is baie mooi en baie cool. Dit lyk soos super chilled out daarso. Op 'n freaking eiland, my broer. Island boys. We are the island boys. So die hele Japan ran hierdie lyne soos oral. Deur die treinstasies en die strate af en die hotelle. Dis freaking oral. En dis so blinde mense, so dat jy met die stoekie kan tappie en dit gaan. En dan daar waar ek doodloop, is daar normaalweg informasie vir ietsie of 'n knoppie wat hulle kan druk vir 'n interkom en dan sal iemand hulle kom help. Voel soos 'n ander land. Dis is super chilled en super kalm. Daar staan nie ouetjie met 'n botjie. Baie oulik. En dan daar loop hulle ook. En daar staan hulle by 'n winkel ingang en wag vir hulle snackie. So die mense voer hulle, jy koop soos 'n cracker goedjies wat jy hulle voer. En hulle is nou al getrein om te buig en dan gee jy vir my cracker. So is nogal cool. Maar hulle is more aggressive. Check out. Hy is ook sy cookie. Oh nee. Heel chilled en oulik. Hy is daai ene is soek net 'n freaking snack. Hy is so braaf. Waar is my snackie? Problem child van 'n bokkie. Kan ek jou vryf? Kan ek jou vryf of gaan jy my byt? Is jy vriendelik? Ja, hy's vriendelik. Baie mooi. Ek was vir 'n oomblik baie bang vir jou, hoor. Maar jy is baie oulik. Ek sal jou Hermanus noem. Hallo Hermanus. Soos jy nou 'n James Bond fliek moet skiet in Japan, hè? En jy wonder waar die villain bly, nee. Is ek vas oortuig dat daar, net daar, wat ook al daai ding is, dit is waar Lord Business, Dr. Evil, almal bly. Net daar. Aan die ander kant van die stee. En daar is die Torii Gate op die horison. Die plek is so chilled. Ek sê vir Annika, mense moet actually soos een aand hier bly. As jy vir soos 2 weke in Japan is, schedule die plek smack bang in die middel. Dat jy vir soos een aand net kan chill. Want dit is super kalm en super rustig. Ek weet nie hoe is die plek in warm maande nie. Dalk is dit dan 'n hoernes en is chaos. Maar vandag, nee, is dit heel rustig. Die kindness van Japan in 'n bordjie. Hulle wil net so graag nie jou inconvenient dat jy per ongeluk tot daar loop en dan moet omdraai nie. O nee, tog nie. Jy moet asseblief weet jy moet hierso af. Voordat jy nou 'n totaal van 4 sekondes van jou lewe mors en dan almal blame daarvoor. En daar is die Torii Gate. So as dit high tide is, dan sit die hele area onder water. En as jy daai kant toe staan, dan lyk dit asof die, of nie lyk nie, maar die Torii reflect in die water. Maar dit is nou obviously nou
High tide nie, is eers high tide 4:00 vanmiddag en ons bok. Dit kom vir sy snackie. Maar ja, eers high tide 4:00 vanmiddag. En teen daai tyd is ons al diep binne in Hiroshima. Wat noem jy hierdie? Ons nou staan. Annika is besig met die gram, sê geen nie nou om nie. Maar ja, sludgy. Dis 'n see, bro. Ek weet nie Nee, maar wat noem jy dit as die water nie hier is nie? Dit kan nie 'n strand wees nie. Jy gaan gou daar Google met gaan en Dis te lui. Ek het gedink jy's 'n intellectual. Ek gaan nou hier inneek, want ek wil daar staan en 'n foto neem. Om nou uit te figure waar is dit vlak genoeg om te kan loop. Dis nou die groot ding. Dis moes. Dis moes. En is nat. Die plan was om dit te maak daar, maar dis way te moes. My dekkie sink in en ek wil verkieslik nie nat dekkie hê vandag nie. En dit is nog 'n lang dag hier. Hoe is dit? Nat dekkie. Baie mooi. Hoe dit is 'n dingetjie op. 'n Shrimpie. 'n Shrimpie, eet hom. Nee, sit hom terugsit. En die see. Sit hom waar jy hom kry. Jy gaan nou daar indruk en dan lock jy hom in een of ander ancient temple se entrance en dan flood jy die hele eiland. Wat maak jy nou? Ek haal hom af. Ek het hom in die klip terugsit, nou krap jy die arme shrimpie van sy klip af. Dit was sy huis. Nou gaan hulle vir Nemo moet gaan soek, Nemo die shrimpie. Nou voel ek soos 'n bobbel. Kom, bring jou klip. Dit is nou al 6 jaar wat ons loop hier so in die woestyn van daai Torii Gate af. En ons het nog 6 jaar om te gaan. Kyk. Kyk hoe mooi. Jy kyk nie, moet kyk hoe mooi. By die aquarium het like freaking ghost town, man. Exit. Enter. Sien nou, ek het oor die hele wêreld getravel net om 'n aquarium toe te kom. En dan maak die deur oop. Hey, daar's ek. Hallo. Fyn. Ek is die vet dolfyntjie. Aka die whale. Ja, is die pikkewyntjie. So, ons is nou in die aquarium. Kyk, daar's daai ding. Oh, Gewoon lê 'n sea cucumber. 'n sea cucumber. Ek moet dalk net die bordjie lees, weet wat ek nou kyk, nee. Yep. Welkom in Japan. Waar jy voor 'n sign staan en nie 'n idee het wat aangaan op die ding nie. So kyk nou maar prentjies. Hulle stukkend. Daar's ander wat regom is en hulle stukkend. So die prentjie, ek kan weer eens niks verstaan nie. Maar daai prentjie sê vir my dat hy is dood. So onderste boord horseshoe crab is dood. ではイケメン編この剣みたいな尻尾で出来上がることができちゃう液を使ってそれ Kan jy probeer? Hy is toe nie dood nie. Hy probeer. Cool is dit. Very nice. Besig daaronder. Good grief. Ons gil en skree net die hele tyd.
Ek hierdie bros binne hulle pypies, man. Nee, goed weer. Dit was nou baie mooi. Ek dink ons aquariums is bietjie beter. Die een is op 'n eiland. So dis nou nie 'n mainland een nie, so ek sal verstaan as hy nou nie die beste een op die aardbol is nie. It's not bad. Maar van die goedjies is 'n mens maar so bietjie soos al dis depressing and sad. Maar anyway, ons is nou op pad terug ferry se rigting. Sodat ons kan terug mission mainland toe. Ek weet hierdie is nou al die baie mooi vlog. Ek kan nie meer snaaks om te hoor wat ek sê. Dinge is baie mooi. Maar die architecture is my baie mooi. Baie die water gelig in die laaste wat 2 ure wat ons hier so was. Ons het almal daar gestaan en nou kan nie meer daar staan nie. Nou staan hier onder. En al die pad tot daar gelig. Hierdie barbaar wou my oysterbaan hê. Toe eet ek hom op, terwyl hy probeer my stamp en byt. So nou trek ek sy aandag af, sodat hy vergeet dat Annika het nog 'n hele oysterbaan daar by haar. En Annika het gedink is baie snaaks vir my af te neem, terwyl hy my ras. Sê ek vir, bro, eet jou ban wyl jy tyd het. Voordat die bro discover dat jy het ook 'n ban. Nou eet Annika haar ban heel skelm. It's weird. Dit is weird. It's not bad. Maar dit is strange. Dis nie sleg nie, dis net weird. Dis ek het nou so 'n heel oyster gekry. Dit is goed. So julle freaking curry oyster. Dit is strange. Dis sien julle daai 2 hondjies. Daar was nou net soos 'n broadcast gewees dat sê pas op vir die hawks in the sky. Want as jy kos en goed het, sal hulle jou aanval van bo af en die kos by jou snatch. Iemand se fucking wing sal geëet word nie so. Jy het 'n botjie gaan kos eet of 'n wolk gaan kos eet of iets van 'n bos. Hierdie eilands mal. Alles wil jou net eet hierso. AI gaan die wêreld verwoes my bro. AI. Even though daai ding al most probably bestaan van die 80s af. Japan was voor eens op 'n tyd. Check ons bomb shelter tunnel. Waar ons soek vir 'n treinstasie waar ons moet gaan. Want ek weet nie waar om te gaan nie. Dit was nou 'n freaking mission om uit te figure hoe daar op daai kant kom. Hier's 'n brug oor. Maar jy moet aankom by die een kant van die stasie en dan oorloop na die ander kant toe. Wat nie die normale setup is nie. Jy kom normaalweg in aan die regte kant waar jy moet. En Google Maps spas uit en staan in die treinstasie. En Google Maps is soos nie 'n loop 'n kilometer af in die pad, vat 'n bus terug treinstasie toe. En dan is jy binne die treinstasie. Ek is klaar binne die treinstasie. Kom ek aan die ander kant van die treinstasie. Maar ons het dit uitgeveer. Ons is beentjies is moeg. Uitgeput. Gaan nie nap op die trein. As al plek is om te nap. Japan. Ons het trouwens. Smack bang en fokol Japan. Jy gaan niks hier aan nie. Dis desolate.
Dit voel soos asof jy soos in diep rural Japan is. Dis die weirdste ding. Jy gaan niks aan op die stasie nie. Nee, correct. Nou is ons op 'n streetcar busie. Is nou weer 'n ander ding wat op 'n ander stelsel werk. Daar scan ons onsself in. So ons is nou okay. That's when on board. That's En when you get off. Dankie. Ik weet nog wat het is. Nou is die vraagie, hoe weet ek wanneer ek moet afklim? Dis nou die ander ding. Van. En hierdie goed wat nie Subway goed is nie. Busse, boogrondse treintjies en dinge. Niemand praat Engels nie, hulle point net. So daar van ons treintjie. Fucking traumatic experience om traumatic experience om gewoon te raak aan dit. Oh shit, kom. Ek gaan nie my sweeka verloor nie, ek draai hom binne in my broeksak sit. Please walk your bicycle. Goed. En hier is die Atomic Dome. Hierdie is die A-bomb dome hierso in Hiroshima en most probably ook een van die sadste pieces of history wat bestaan. So die eerste atomic bomb is 600 meter op bo die gebou ontplof. En weens die manier of die posisie van die bom het 'n groot gedeelte van die gebou actually remain. Maar alles verder rondom dit en al die mense binne in dit en alles binne in dit is instantly incinerate en verwoes. So dis nogal 'n heavy ding om voor te staan. Mense het beklei oor moet dit verwoes word. Moet dit protect word en obviously daar's baie sad feelings rondom dit. Die hele stad's verwoes. Niks is oor nie. Everything was rebuilt. Maar tussen alles staan hierdie ouetjie. En soos wat hulle begin skoonmaak het en goed remove het mense gesê nee, jy weet wat hierdie ding moet protect word. So daar's 'n fund in plek om die ding te beskerm en stadig maar seker sit hulle reinforcements in om die ding op te hou en hulle purpose is dat die ding vir ewig moet bestaan om mense te remind dat atomic warfare is nie iets wat ons moet doen nie. So ja, it's quite sad to know that alles rondom ons is niet rebuild, but everything was destroyed, alles was verwoes. Daai is die enigste stukkie geskiedenis oor in hierdie plek van die mid-90s gedurende die Tweede Wêreldoorlog. So ja, ek was stoked when you're not in the kom, but it's sad, man. So daai is alles origami voeltjies wat deel is van die Peace Project hierso in Hiroshima. Ons is nou by die Hiroshima Orizuru Tower. Dis 'n colossal klim weer eens vir ons tot bo. Dis deel van die Peace Project hierso in Hiroshima. So ja, ons gaan nou
klim tot op die, ek weet nie hoeveelste vloer nie, 7de vloer, ek is nie regtig seker nie. Maar ons gaan stadig maar seker ons pad opvind. So op hierdie ding staan Wall Art Project. Ek weet nie of mens kan regtig sien nie. Maar elke vloer het hulle 'n kunstenaar gekry om te kom verf. En dan gee hulle 'n bietjie inligting oor elkeen. So deel van hulle Creating a Prosperous Future campaign. Die ene is flipping cool, man. Oh, reflect. Really love. Spaceships, man. Kijk al, man. Dit is mal. Sulke cool plek. Daar is die aapie. Hierdie vlog het dan gegaan van die dis baie mooi vlog na dis baie cool vlog. Small changes. So raak ons beter. Is dit? Want ek het seker net van hierdie goedjies gevou vir ons troue. Jy wat se onderstel om weer te doen. Ek het nie origami gevou op ons troue nie, so ek gaan dit nou kom doen. Maar ek wil vir julle wys dat hulle kom almal vou origami voeltjies en dan gaan jy daardeur en jy gooi dit daar af en dit wat ons buitekant gesien het, wat so opbou, is al die voeltjies wat mense daar ingooi. En dan, soos wat dit vol raak, as die ding eventually vol is, dan maak hulle dit leeg en dan vul hulle dit weer op, soos wat mense inkom. En dit is net deel van die overall peace ding van maak mooi, don't destroy. So ja, dis baie oulik, ek's excited hiervoor. Ek het 'n voeltjie gevou, kyk daar, baie mooi, baie mooi. Dit het net vir ewig gevat nie doen dink wat die werk dink ek's 'n moron. Want ek moes my soos 80 keer help dit regmaak, want ek het dit gebreek. Maar ek het dit gedoen. Kyk, AP is ook 'n voeltjie. Baie mooi. Yay! Jy het dit gedoen. Wow, dis glas met brood. There are about 1,070,000 coins in the ball. 1 million? Yeah, Wow. 1,070,000. That's so cool. The banquet is in 2016. Since 2016. How many times have you cleaned it? Well, actually, we've never been taken. They've never been taken out. Not yet. Not yet. Not yet. Yeah. Okay. Once we collect 1.27 million coins, and then we're gonna take them all out and recycle into the paper, the products like postcards. Okay, cool. Wow, that's so cool. Wow. What a great place to work, eh? Yeah. It's a good place to work. Something special. En dan gaan my voeltjie. Daar gaan hy. I have contributed. Dit was nou cool. Ek weet nie of julle enigiets kon sien van daar nie, maar dit was baie cool. Hier is ander voeltjies van mense. Famous. O, is die G7 mense het van voeltjies. Wow. Dit is milestones wat achieve is. So daai persoon het die, wat is daai, miljoen enetjie en daai was 900,000. So almal wat Dit was so een crazy ding. crazy. Hoe cool is dit, man? Wow. So ek het gedink hulle het dit al leeg gemaak, maar hulle het nog nie. Dit is nog 'n proses om vol gemaak te word. Nou ja, very cool, man. Dis cool. So hierso scan jy 'n QR code, dan sit jy jou name in met jou droom vir die wêreld en dan land jy daar op die digital artboard waar jou dandelion vlieg met jou naam en jou droom. Dis baie cool. Daar's Annika se. Annika het 'n dandelion gemaak. Dandelion. Jy's kind in Japan.
Very cool. Very cool. Hierdie gebou hierso, die exact gebou, 600 meter op, het die atomic bomb ontplof en dit het al hierdie verwoes. So daai was 'n hospitaal gewees en daar was niks oor gewees van dit nie. Heeltemal gone. En dan daaronder is die dome, wat een van die min plekke was wat oorgebly het nadat die ding ontplof het. Maar hierdie hele area was totally wiped out. It's net die dome wat die initial epicenter ground zero survived it. So dit is, ja, dis baie hartseer. So so many stories en goedies om te lees van die mense wat deur dit was, wat soos die director van die hospitaal was nie hierso nie. So hy het net 'n message gekry wat gesê daar was 'n moerse ontploffing en hy het teruggekom en daar was niks en hy het mense begin help en ja, dis rof. Die tannie wat haar beste gedoen het vroeër om ons te stop om in te kom. Toe ons nou uitloop, toe freak sy uit en sê nee, ons moet opgaan. Ons is nog nie bo nie. Myn, ons moet nou eers opgaan. So nou gaan ons eers op om te gaan kyk wat is bo vir die tannie. En dan moet ons begin mission want ek's ge-worry oor ons trein terug. Wow. What a view, man. It's almost nou. Parochie. Cool. Nee. Dan is nou weer die hele aarde. Everything that was destroyed. Grootste ding uit alles is everything was rebuilt. En dit is mooi. On our way. Story van never give up. Niks van hierdie het bestaan nie. It's crazy. Okay, cool. Nou gaan ons hardloop. Daar's 'n plek hier onder die gebou, op die eerste vloer, wat soos 'n pannekoek ding verkoop. Wat soos Hiroshima se main dishes. En ek wil dit bitter graag eet voor ons jaag om by die treinstasie te kom. Want tyd is 'n bietjie tight tans. Ek kan nie onthou wat die ding se naam is nie. Iets met 'n O. Okinimi. Okinom. So ek gaan nou okinom gaan my mond druk en dan gaan ek my gat okkie treintjie tot by die treinstation sodat ons vanaand verkieslik by ons hotel kan slaap. Well, dis depressing. Alles toe. Dis meer sad, man. Ek wil onder die voeltjies my pizza eet. Maar nou gaan ek nie. Ons het eintlik vroeër gedoen het vandag by die Miyajima. Ek het gesien hulle het daar die pannekoeke goedjies en toe ons dit nie gedoen nie. So nou moet ons maar terugkom. Jy's reg. Ons gaan nou 'n ekstra baie geld spandeer om terug te kom hiernatoe vir iets wat ek nie eens kan onthou wat dit is nie. Ook 'n nom. Maar ja, kom ons vind ons way terug tot by die treinstasie. Okonomiyaki. So ek is naby genoeg met my okonom. So daar is almal se origami voeltjies. Ons is daar by. Daar die mense loop. Dis waar ons was. En daar is al die origami. Yeah. It's cool om deel te wees van dit. Peace projects, man. Daar in die sonsak staan die dam. What an experience. Baie grateful dat ons nie so iets met experience het nie. Sê vir Annika, dis nogal insane.
rofweg 80 jaar later en hulle het 'n hele stad rebuild met tram infrastructures en allerlei goed. Die plek is insane. Dit is regtig waar. 'n Freaking amazing stad gebou oor 80 jaar. Weet nou, obviously nie hoe lank dit gevat voor dit op 'n decent state was nie, maar rofweg 80 jaar later en is 'n great plek. En dan compare ek dit met die 30 jaar van SA waar daar niks gebeur het nie. Nothing's changed. And it's sad. Maar ja, hierdie mense kan vir ons leer dat when everything is destroyed, daar's altyd 'n manier om te recover en die positives uit dit te kry. What a great experience. Hier kom ons stry. Weet wat ons doen die keer. Weet wat ons doen. Ons kan dit nou uitfigure. Blou vir op, geel vir af. My vraag is nou, is ons te ver weg van hom af om te kan opklim? Want hy lyk drasties korter as wat ek verwag het. Yep. Cool. Lekker weer peak time op die treintjie. Wel, daar is vir my 'n ou Wagyu mealtjie en daar's ons klomp ander snackies. Ons wag nou vir ons trein en dan het ons so 2,5 ure trippie huis toe.